Wanneer 'n geheimsinnige siekte uitbreek, is daar 'n spesiale soort speurder wat die saak aanpak. Nee, hulle dra nie vergrootglase of snaakse hoede nie. Hulle gebruik data en wetenskap om lewens te red. Vandag gaan ons kyk presies hoe hierdie mediese speurders werk, hoe hulle die skuldiges agter siektes opspoor en vasvat. So, kom ons duik dadelik in. Dink 'n bietjie hieroor na. Hoe vang jy 'n vyand wat jy nie kan sien nie? Een wat doodstil deur 'n hele gemeenskap beweeg? Dis nie net 'n raaisel nie, dis die kernvraag van openbare gesondheid. En die antwoord? Wel, dit lê in 'n storie wat byna 170 jaar gelede in Londen begin het. Stel jou voor, dis die somer van 1854. Londen is in die greep van cholera, 'n verskriklike siekte. Mense word vinnig en pynlik siek. Terwyl almal paniekerig is, doen 'n dokter met die naam John Snow iets wat destyds heeltemal radikaal was. Hy soek nie na kieme onder 'n mikroskoop nie, hy soek na patrone op 'n kaart. Hy stip elke sterfgeval aan en sien iets ongelooflik. Byna almal is saamgetrek rondom een spesifieke waterpomp in Beraadstraat. Hy oortuig die amptenare om die pomphandvatsel te verwyder en net so stop die uitbraak. Hy het die saak opgelos en so het hy een van die heel eerste ware mediese speurders geword. John Snow se briljante speurwerk het die grondslag gelê vir 'n hele wetenskaplike veld. Die naam klink dalk na 'n mondvol, epidemiologie, maar die idee daagter is eintlik baie eenvoudig. Dit kom van Griekse woorde wat min of meer beteken die studie van wat op die mense is. Dis basies die amptelike handleiding vir ons mediese speurders, die wetenskap wat ons help verstaan presies hoe siektes deur bevolkings beweeg. Goed, so hoe begin 'n moderne ondersoek dan? Wel, presies soos Snowson. Dit begin deur leidrade te versamel. Voordat navorsers enige iets kan bewys, moet hulle eers net waarneem. Hulle moet soek vir daai patrone wat die storie begin vertel. Hierdie speurwerk val eintlik in twee hoofkategorieë. Eerstens het ons waarnemingsstudies. Dink daaraan soos 'n speurder wat 'n misdaadtoneel van oorkant die straat dophou. Hy neem notas, hy kyk wat gebeur, maar hy raak aan absoluut niks. Dan is daar eksperimentele studies. Dis waar die speurder aktief die toneel betree en 'n eksperiment uitvoer om 'n teorie te toets. Albei is krities belangrik, maar hulle antwoord heeltemal verskillende vrae. Een van die kragtigste waarnemingsinstrumente wat ons het, is die cohortstudie. Nou, 'n cohort is eintlik net 'n fancy woord vir 'n groep mense wat iets belangriks in gemeen het. Navorsers identifiseer so 'n groep, sê nou maar 'n klomp verpleegsters of al die inwoners van 'n spesifieke dorp, en dan volg hulle daardie groep vir jare, soms selfs dekades lank. Die proses is eintlik eenvoudig, maar dit vir geweldig baie geduld. Eers kies die navorsers hulle groep, dan oor 'n baie lang tyd hou hulle net dop. Hulle versamel data oor alles, gewoontes, omgewing, gesondheid, en heel aan die einde vergelyk hulle die mense in die groep wat siek geword het met die wat gesond gebly het. Dit is presies hoe ons die eerste deurslaggewende leidrade ontdek het wat rook aan longkanker gekoppel het en die jeet aan hartsiektes. Maar kyk, 'n leidraad is een ding. In die mediese wetenskap, nes in 'n hofsaak, het jy iets baie sterker nodig vir 'n skuldig bevinding. Jy moet van 'n blote korrelasie, 'n moontlike verband, na onmiskenbare oorsaaklikheid beweeg. En dit vereis 'n heel ander tipe benadering. Hierdie aanhaling sê eintlik alles. Om absoluut seker te maak jou resultate is werklik en nie net toevallig of die gevolg van een of ander versteekte faktor nie, moet jy vooroordeel uitskakel. En die kragtigste manier om dit reg te kry, is met 'n konsep wat die hart van moderne mediese eksperimente is: ewekansigheid, oftewel randomness. En dit bring ons by die ewekanse gekontroleerde proef, of EGP. Jy kan hieraan dink as die goue standaard van kliniese navorsing. Die idee is eenvoudig, maar dit is briljant. Jy neem 'n groep mense en dan verdeel jy hulle deur blote toeval. Een groep kry die nuwe behandeling wat getoets word en die ander groep kry 'n placebo of die bestaande standaardbehandeling. Kom ons breek dit vinnig af. Eers werf jy jou vrywilligers. Dan, en hierdie is die deurslaggewende deel, word hulle heeltemal ewekansig toegewys, amper soos om 'n muntstuk op te gooi. Sommige kry die nuwe middel, ander nie. Heel op die ou end vergelyk jy bloot die uitkomste. En omdat die groepe aan die begin presies dieselfde was, danksy daai ewekansigheid, kan ons redelik seker wees dat enige verskil wat ons sien regtig as gevolg van die behandeling self is. Jy sien, die ware touwerklag van ewekansigheid is dat dit nie net die faktore balanseer waarvan ons weet nie, soos ouderdom of geslag, maar ook al die faktore waarvan ons nie eers weet nie. Dit skep twee groepe wat so identies as moontlik is, behalwe vir daai een ding,
Die behandeling. Dit gee ons 'n skoon misdaadtoneel waar die vingerafdrukke van die behandeling duidelik en onmiskenbaar is. Maar hier's waar die regte wêreld dinge deurmekaar kan krap. Jy het seker al die nuusopskrifte gesien, né? Een week koffie is goed vir jou en die volgende week liewe studies sê koffie is sleg vir jou. So wat doen navorsers wanneer die leidrade mekaar begin weerspreek en die bewyse net deurmekaar lyk? Dis 'n frustrerende vraag, is dit nie? Een studie sê een ding, 'n ander een sê presies die teenoorgestelde. So is een van hulle heeltemal verkeerd of is die waarheid dalk iewers in die middel? Gelukkig het ons mediese speurders 'n spesiale instrument om presies hierdie tipe deurmekaarspel op te klaar. Dit word 'n meta-analise genoem. Dink daaraan soos die hoofspeurder waar die leiers van 10 verskillende ondersoeke op sy lesenaar het. Hy vat al daai bewyse, lê dit saam op een groot tafel en begin soek na die groter prentjie. Deur die resultate van baie studies statisties te kombineer, kan jy dikwels 'n baie duideliker en meer betroubare antwoord kry. Kyk, individuele studies, veral die kleintjies, kan soms onsepere of selfs teenstrydige resultate hê. Maar wanneer jy hulle almal saamvoeg in 'n meta-analise, word die algemene effek dikwels baie duideliker. Al die geraas van die individuele studies word soort van uitgefilter en die ware sein, die ware patroon, kom na vore. En dit bring ons by 'n finale en baie belangrike punt. In hierdie wêreld van mediese speurwerk is nie alle leidrade gelyk nie. 'n Hoorsywenk van 'n getuie is glad nie dieselfde as onbetwisbare DNA-se bewyse nie. En net so het navorsers 'n formele stelsel om die kwaliteit en sterkte van bewyse te rangskik. Kyk gou hierna. Heel onder op die leer het ons iets soos 'n deskundige se opinie, basies 'n baie opgevoede raaiskoot. Klim ons 'n bietjie hoër, kry ons waarnemingsstudies, soos daai kohortstudies, nog hoër is die goue standaard, die individuele EGP. En dan, heel boaan, die sterkste, mees betroubare bewys van almal is die meta-analise wat die resultate van verskeie van daai EGP's saamvoeg. Dis die kroon van mediese getuienis. So, wat beteken dit alles nou vir jou? Wel, jy het nou die basiese gereedskapstel om self 'n bietjie van 'n mediese speurder te wees, veral wanneer jy die volgende groot gesondheidsopskrif in die nuus sien. Volgende keer as jy studies sien, vra jouself net 'n paar vinnige vrae af. Was dit net waarneming of was dit 'n werklike eksperiment? Hoeveel mense was betrokke? En die heel belangrikste vraag, was daar 'n ewekansige kontrolegroep? Deur te weet waar 'n studie op daardie hiërargie van bewyse pas, kan jy na die resultate kyk met 'n baie meer ingeligte en kritiese oog. Uiteindelik is dit die doel, bewysgebaseerde medisyne. Dit gaan nie daaroor om dokters met algoritmes te vervang nie, glad nie. Dit gaan daaroor om 'n dokter se jare se ondervinding en kliniese oordeel te kombineer met die allerbeste, mees betroubare bewyse wat ons uit hierdie kragtige navorsingsmetodes kan kry. Dis die perfekte samesmelting van die kuns en die wetenskap van medisyne. Van John Snow se eenvoudige kaart en pen tot vandag se massiewe globale databases en kunsmatige intelligensie, die instrumente het dramaties verander. Maar daai speurder se gees, daai onophoudelike soeke na patrone om siektes te verstaan en te oorwin, dit bly presies dieselfde. En dit laat 'n mens nogal wonder, watter groot mediese raaisels staan op die punt om volgende opgelos te word.